Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie hij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pres. Leef als pres, laat elke dag tel. Leef als pres, laat jou lig verskil. Welkom by nog 'n episode van Uit die Koekpluk. Nou, ek hou 'n bietjie weer vandag die leerbal vas, want ek gaan met die manne wat saam met my leerbal gespeel het. Julle gaan hom nou nie ken as ek nou sê dis Stefan, dan gaan jy vir my sê nou wie's die man. Maar die oomblik sê Botter Lourens, dan ken die wêreld vir Botter Lourens. Welkom by die Koekpluk. Dankie Werner, hoe moet ek jou aanspreek? Werner, Net soos koekies? Ja, Botter, as 'n ou nou begin gesels oor die rugby jare en dinge, dan ons kan tot môre middag praat. Maar kom ons gee gou eers vir die mense. Kom ons gaan terug. Ons stel hulle voor aan Stefan Lourens, gebore en waar gaan ons toe van daar af? Ja, Werner, ek is gebore hierso in Kreersdorp. En was op laerskool in Kreersdorp Noord, laerskool Kreersdorp Noord gewees. Dis maar waar ek my bynaam geërf het. Ek wil nou net vir jou vra, waar is die Botter? Kom ons stop daar. Hoekom is dit Botter? Man, koekies, dit is, ek was in graad 2 gewees. En ons is in ons gesin is ons 4 kinders. Ek is die jongste van die 4. Ek het 3 susters, waarvan 2 van hulle 'n tweeling is. Nou die tweeling is so 3-4 jaar ouer as ek. En ons almal was in Noordskool. Die oudste suster, sy is nou al na 60 en die tweeling is 'n registerklas meneer, was die legendariese oom Thys Besuidenhout. En hulle naam is Hanlien Soerien, maar hy het hulle nie kan onthou as Hanlien Soerien nie, en hy het toe die een Botter genoem en die ander een Margarine. En so het ek toe nou begin rugby speel. Ek speel toe nou, ek was graad 1 en ek gaan speel rugby en hy is afrigter van die onder 10 span. So hy kies my, hy sê toe vir my, is jy Botter en Margarine se boetie? Ek sê nee, ek weet nie wie's Botter en Margarine nie. Hy sê Hanlien Soerien Lourens. Ek sê vir hom ja. Hy sê nee, maar goed, dis reg so. En ek hardloop toe daar weg en op 'n stadium toe roep hy my weer en ek dink nie hy het my naam onthou nie en hy skree toe net Botter en ek het gereageer. Wow. En dis nou maar waar die naam toe nou vandaan kom en Ja. van graad 1 af is ek Botter en, So. en die naam stiek. En hy stiek, en die ding is, hy het nie net daar gestiek nie. Ons gaan nou by jou seuns kom, maar Botter het aangegaan. Ons het nou klein Botter en ons het nou 'n Margarine, het ons. Ja, so die manne gaan aan met die Ja, met die naam. die snaakse ding wat ek kan vertel is, het was so 'n tydjie terug, ek en die 2 seuns loop en iemand hier van agter af roep Botter. En ons al 3 draai om, toe weet ons nou nie waar nie, maar ja, by die skool praat hulle van klein Bottie en Botter. So klein okay. Bottie is die man in Maar so die Margarine is dis Botter en ja, klein Botter. Klein Bottie en dan is daar Bottie en dan is daar Botter. Genade. So Noordskooljare vir jou goed geweest. Dit was Noordskool was baie goed vir my, koekies, ongelooflike jare daar in Noordskool gehad en soos ek sê, jy weet, afgerig gewees deur oom Thys en 'n ander welbekende onderwyser Nick de Pre en later van jare aan die einde van standaard 5 was dit meneer De Bruin gewees, Niels De Bruin wat my afgerig het en ek dink dis maar waar die fondasie gelê was. Wie was die hoof toe gewees by Daan Luiting Okay. was toe die hoof gewees en na hom was dit Gerry van Rooyen. Okay. Noordskool toe nou klaar, toe is ons Monnas toe. Dis ons Monnas toe, ja. En ja, wat 'n ongelooflike 5 jaar by Monnas gehad en was ook dan weer eens bevoorreg gewees om deur een van die legendes afgerig te word in Hans Coetzee.
Ja. Saam met wie ek op die ouing baie jare mee saam afgerig het. Ja, Jessie Koekies, ek sal vir jou sê, Monas was net goed vir my gewees en lê nog diep in my hart. Ja. En ja, het was goeie jare gewees. Daai tyd het jy nog onder 13 gespeel, onder 13, 14, 15 en dan het jy seniors toe gegaan, maar met die tyd saam van onder 13 toe dit weer bietjie verander toe, word het onder 14, 15, 16 oopspanne. So ja, en jy weet, elke jaar was ons gelukkig gewees om in 'n Transvaal finaal te speel, onder 13 Transvaal wenners en Watter jaar het jy gematrikuleer? 89. 89. So daar's 'n legende wat saam met jou ook, Reino Hartman, wat jy Ek en Reino is groot vriende. Ja. Ek en Reino was van graad 1 af saam in Noordskool en toe van start 6 tot in matriek was ons saam in Monas gewees en toe gaan ons saam AMI toe en toe ons klaar is by die AMI, toe gaan Reino RAI toe en ek gaan Goudstad Onderwys College toe, maar soos wat ek en jy hier vandag sit, is ek en Reino nog Dit is goeie fantasties. vriende. Baie bitter lang jare se vriendskap. 100%. Dinge wat jy van Monas kon onthou wat jou fondasie gelê het. Ek meen ek is self nou 'n monumentaar en ek dink die feit dat 'n ou goeie afrigters het jou nogal 'n fondament gegee. Ek dink die feit dat daar sekere dinge klaar in plek was. 100%. Wanneer weet jy die besluit as roes. Die blootstelling wat ons gekry het as jong seuns by Monas was ongelooflik. Meneer Kutse het ons op toere gevat wat ek gedink het ek op plekke gekom waar ek nooit gedink het nie. Ek kan nou een spesifieke toer onthou. Ekskuus. Oos-Kaap toe, waar ons teen skole gaan speel het soos Dale College, Selborne College, you name it, Queen's College. Jy weet, dis skole wat ons nie van geweet het. Jy het nie geweet dit bestaan nie. 100%, jy weet, en hoe het ek ooit geweet, ek gaan as 'n afrigter nog in die Oos-Kaap opeindig, en so ja, jy weet, daar was 'n goeie fondasie gelê gewees vir ons as rugby spelers. Ons was al die tools gegee gewees, maar behalwe vir dit, in die klaskamer, jy weet, ons was wêreldwys gemaak en ja, het is net 'n ongelooflike plek gewees om skool te gaan. Jou posisies, as jy nou van laerskool af, was jy altyd maar so om die haker gewees, of het jy so 'n bietjie rondgetravel? Ja, ek het maar begin as 'n vaskop, en na op laerskool, maar al die jare vaskop gespeel, hoërskool toe gegaan, vaskop gespeel, en toe in my start 9 jaar, graad 11 jaar, toe besluit meneer Kutse en oom Frank Swanepoel, en hulle wil so ietsie anders te probeer, hulle wil 'n makro pak by mekaar sit, en toe skuif hulle my van vooruit af na flank toe. So in 1988 toe is ek die 6 flank in die span. Ek moet sê ek het my daar self nogal back, ek het goeie bolskills gehad en so voort. En in daai jaar het ek op 'n stadium ook haker gespeel. Ek sal nooit vergeet nie, ek dink dit was teen Kes gewees. Het ek in daai wedstryd 2 posisies gespeel het, dat flank en haker gewees, maar ja, meerendeels vaskop gespeel, en provinsiaal vaskop gespeel, so in daai graad 11 jaar, het ek nie provinsiaal gespeel nie, maar die volgende jaar toe, in my matriekjaar toe, is ek vaskop in die Transvaal kry. Ek dink as jy gaan kyk, ek dink jou flanke en jou hakers is baie dieselfde tipe rol, een is net bietjie vasser, maar hulle het maar almal 'n bietjie vark in hulle iewers. 100%. Dan moet maar iewers so bietjie wors wees. So dit is, ek dink dat daai transition is toe nou maklik. Ja, dit was maklik, heeltemal reg. Nou is Monas klaar. Waar gaan Botterreën? Nou, so ja, na skool toe is ek nou, soos ek gesê het, is ek Goudstad Onderwys College toe. Eers Weermag toe gegaan. Waar was jy by Weermag? Ek was Heidelberg, so by as 'n syner gewees,
en vir Weermag onder 20 rugby gespeel. Goeie tye gehad, saam met legendariese manne gespeel, Philip Badenhorst wat op die center was, Ian McDonald was een van die flanke gewees, so Garth Wright was so 'n bietjie voor my, en toe ek inklaar, toe hy naby aan amper aan uitklaar, so 'n bietjie oorvleuel, was kranskakel gewees, so ja, toe is ek Weermag toe, en gelukkig, ons het hom so gevang dat dit net 'n jaar diensplig was, en in daai jaar, toe word ek ook nou gekies vir die Transvaal onder 20 span, en na Weermag, toe is ek Goudstad Onderwys College. Stoutgat, soos hulle daai tyd gepraat het. Stoutgat, heeltemal. Stoutgat onderwys, ja. 100%. En ja, dit was in die tyd wat die onderwys colleges so bietjie, hoe kan ek sê, nie belangrik was nie, maar die ouens het meer universiteit toe gegaan, daar was plek vir die onderwys colleges, maar Goudstad was toe nou op in sy laaste jaar. Toe moes al die Goudstad onder studente oorgaan NKP toe. En dit was hartseer geweest, want toe speel ons nie vir Goudstad rugby nie, toe speel ons 'n Wits Technikon. Moes ons toe nou voor rugby speel, maar ja, dit was die tyd by Goudstad was goed geweest, weet, my LO dosent was Gerry Germeshuis geweest, en 'n fantastiese mens en 'n legende, en ook baie geleer by Goudstad. So ja, dit was toe nou, toe ons moes oor gaan NKP toe weet ek nou nie meer of ek lus is om na die Bulle omgewing toe te gaan nie, en ja, ek het toe nou maar hier in die Transvaal kontry aangebly, en ja, dit was ja. Het jy aangehou op met klub rugby nog in daai tyd ook nog? 100%, ja. Toe is ek na Roodepoort rugby klub toe, vir Roodepoort vir baie jare gespeel, in daai tyd nog steeds vir die Transvaal onder 20 span, 2 jaar Transvaal onder 20 gespeel, en toe Rooibokke beginne vir die Rooibokke, wat nou die B-span, die Transvaal B-span is, terwyl ek by Roodepoort rugby klub gespeel het, en ja, daar was nou vir jou klomp legendes gewees, as ek nou 'n paar kan noem, die Kala Botas, die Kala Barnards, die Hein Barnards, Ferdi Barnard, en Dries Marits, Empas Rademeier, Circus Leeukotse, Cameron Oliver, so kan ek aangaan, het is 'n ongelooflike span gewees. Ek dink dit was ook die tyd net na hulle deur die Club Champs ook is, 'n paar jaar terug wat hulle hom toe gewen het, hulle het hom in 89 gewen, so daai ouens is proper, hulle het absoluut. Jy het geweet jy's in 'n game, maar ouens het nie definitief nie saggies op jou afgekom nie. Ja, absoluut. Vra my toe ek Randfontein toe skuif, toe moet ek teen daai manne speel. Dit was heerlik ondervind. Toe herinner hulle jou net, dit is 'n baie verkeerde move om nie 100%, om nie daar te wees nie. Maar jy het op 'n stadium met Pirates ook te gespeel. Ek het so aan die einde van my tyd, toe ek Pirates toe gegaan, een van my afrigters by Roodepoort, Frana Pelsen, die jy sal ken, het oorgeskuif Pirates toe. Topklas man, Frana Pelsen. Absoluut, 100%. Ja. Ons het lank vir baie jare saamgewerk by die ou SAIK, en toe hy so toe skuif toe gaan, toe besluit ek... Was hy ook by SAIK? Hy het ook by die SAIK gewerk, ja. Toe skuif ek oor Pirates toe, en dis nou maar waar ek my klub loopbaan klaar gemaak het. In my tyd by Randfontein het ek en Jopie Atlam, die legendariese Jopie Atlam, het ons by Wes-Transvaal het ons gaan speel, so ek het so 1 Curriebeeker wedstryd aan die familieboere gespeel, en ja, daai tyd was dit nou maar nog amateur rugby, en die travel tussen Kreersdorp of Randfontein en Potchefstroom was so bietjie wyd gewees, ja, en toe ek maar besluit, nee, ek nou maar by die klub rugby. Ek het so op daai vraag jou, ek dink as mense teruggaan in ons jare, en ek was saam met jou in daai tyd van halwaai so nog nie professioneel, hy was absoluut amateur, en toe het hy skielik so in 5, 6, 97 het hy professioneel gedraai.
Maar as ons sê professioneel en jy kyk na professioneel vandag, dis twee verskillende professioneel, maar as ons daai jare die geleentheid gehad het, Botter, om daai finansiële backup te gehad het, dink ek was daar baie groter en jy dalk 80 games vir die mielieboere gespeel, of jy sou 'n kontrak iewers anders gevind het. Absoluut, nee, 100%. Jy sal nou weet, jy het maar so 'n wit koevertjie na 'n wedstryd gekry en ja, dit was jou vergoeding. Maar ons het meeste van die tyd dit of uitgedrink of petrol ingegooi. 100%. So dit was, maar dit was nie so baie nie. Dit klink nou as jy sê jy drink dit uit, maar dan is dit maar 200 of 300 rand. Jy het ook nou nie 10.000 rand daar so uitgestap. Nee, meer uitgestap nie. In die tyd wat jy by Pirates was ek toe nou in 'n bevoorregte posisie, toe ek so bietjie saam met jou gespeel. Ek onthou so 2 of 3 games wat ek daar om jou vaskop was en jy, wat jy haker was. Maar klap rugby is hard. Of daai was hard, ek praat nou van ons tyd, was kliphard. Nee, absoluut, dis heeltemal wat dit is. As jy reg kan onthou, baie van jou provinsiale ouens, as hy nie by die Unie gespeel het nie, dan het hy teruggekom en hy het by die klub kom speel. En dit was taaf geweest, jy weet, dit was 'n rare kompeterende, harde klipharde. Maar wat dit verseker het was, as daai inkom en natuurlik skuif die stelsel af, het jy baie goeie eerste span spelers gehad wat tweede span moes speel. Ja, so dit het jou tweede span liga ongelooflik sterk gemaak. So en ek weet soos 'n Rodepoort het baie jare gethrive op die feit dat hulle tweede span is. Dis amper net so goed soos 'n eerste span. Vandag sit jy met Randfontein in vandag se wêreld. Hulle tweede span is solid. Jy's in vir 'n game. Ja. En dit was vir my mooi geweest want en dan het dit die geleentheid gegee om die ander ouetjies op te bou want dan speel hy dalk 'n game, hy speel 2 games wat hy nou afkom tweedes toe, maar dit gee daai tweede span ouetjies kans om saam met die eerstes te speel. Wanneer hy opgaan het jy eintlik 'n sterker tweede span. 100%. Dit maar nou terwyl ons daar is, kom ons breek. Jy was by SAIK of soos hulle vandag sal sê SABC. Vertel ons jou daai jare. Dit was 'n interessante tyd in jou lewe. 18 jaar vir hulle gewerk. 100%. Ja, Koekies, dit was 'n goeie tyd in my lewe gewees. Jy weet, ek het wêreldbekende mense ontmoet. Dit was 'n ongelooflike tyd in my lewe. Ek het begin by die ou GMSA wat Goeiemôre Suid-Afrika was. Goeiemôre Suid-Afrika. Daar's hy. So ja, weet ek het saam met bekende Paul Elers, ek kan hulle opnoem saam met Rian Kruiwagen, Betty Kemp, ek kan so aangaan saam met wie ek by die SAIK gewerk het. En ja, later van tyd het ek in die nuusateliers vryskutwerk gaan doen en dit alles terwyl ek rugby gespeel het en rugby afgerig het. Maar jy was agter die kameras, jy was nie voor die kameras. Ek het begin as 'n kameraman en vloerbestuurder geword, beeldmenger, beeldkontroleerder, klankingenieur. So uit jou maar selfs so deur die soos die Engelsman sal sê ranks, myself deur die ranks gewerk. En ek was nooit 'n aanbieder gewees nie. Ja. Dis al jy nou sit. Nee, dit was 'n goeie tyd van my lewe, baie geleer, baie gereis en later van tyd vryskutwerk vir DStv begin doen. Who Wants to be a Millionaire, Boots and All saam met Darren Scott en met baie mense ontmoet. En ja, soos ek sê, jy weet, dit was lekker geweest. Ek het die werk gehad en val by GMSA, jy begin vroeg in die oggende, jy maak vroeg klaar en dit het my tyd gelos om by afrigting betrokke te raak en dis waar meneer Kutse my ingetrek het en so dan het jy nou Goeiemôre Suid-Afrika in die oggend geskiet en in die middag gaan rugby doen. Ja, so het ek en Hans tot saam afgerig by Monas. As ons klaar by die eerste span afgerig het, dan spring ons in die kar en jaag ons RAI toe. Hy het die eerste span by RAI afgerig en ek het die tweede span by RAI afgerig. So het ons geoperate en dan dit was 'n ongelooflike tyd. Soveel geleer van myself, van afrigting,
Ja, dit was jy het 'n goeie stint gehad. Jy het 'n paar keer, die kamera sal dit nou sien, reg agter jou kop, het jy daar met die wat Monas, daai wat se naam geweet hier, Waterkloof, 25 Augustus 2022. Watter jaar was daai gewees? As jy praat van die Florida tryd, dit was teen Waterkloof gewees. Yes. 2007. Yes. Met ons teen hulle in die beeld trofee finaal gespeel. Die Monas stryd, dit is nou een van baie. Ja, jy het 'n plek nee, ou. vir hulle, maar daai is nog 'n spesiale een. Dit is een van my eerste spanne waarby ek betrokke was wat 'n beeldtrofee gewen het. So dis hoekom hy daar op is, maar soos ek sê, daar's vele ander wat ongelukkig nie almal. Maar ja, hy het 'n spesiale enetjie daai. Dit was Jacques Fourie se tyd gewees. Ja. Goeie jare ook daai gewees. Julle daar was baie sterk spanne gehad. Ja, nee. Daar was ongelooflike seuns wat deur meneer Kutse se hande gegaan het as die hoofafrigter en ek sy voorspeler afrigter. Die tyd daarso, hoeveel jaar het jy by Monas gewees? Het jy 15 jaar vir Monas self afrig. Ja. Okay. Ja, dit was nou nie heeltyd by die eerste span. Nee, maar ek het daar gekom. Maar ons het my eers by die tweede span betrek. Ek was 'n jaar by die tweede span. Toe gaan ek die volgende jaar saam met hom by die eerste span. Toe op 'n stadium toe ek terug na onder 15 span toe saam met meneer Mani Smit gewees. Okay. En toe ek weer terug by die eerste span en ja, daar was ek toe nou vir 'n hele tydjie. Ja, dit saam met hom gewees. Maar Monas het op daai oomblik was in 'n baie bevoorreg. Ek praat nie of dit nou anders is nie, maar hulle was in 'n bevoorregte posisie gewees met fantastiese afrigters. 100%. En almal was onderwysers gewees. Ja. Wat so belangrik is. Mani van der Berg. Ja, hier het ek sy bal nog vas. Die bal gaan altyd saam met my. Dis my special meneer Mani van der Berg, ja. Mani Smit, jy kan hulle opnoem. Niels Borman, Broodwa Oberholzer was vir 'n ruk daar. Frank, Broodwa, daar was regtig goeie afrigters, ja. Jy het toe nou na die Monas jare, jy het bietjie gaan oorsee ook gaan afrig. Jy was in Israel. Ek het in Israel gaan afrig. Ek was so 6 maande in Israel, Tel Aviv, rugby klub se hoofafrigter gewees en dan was ek Israel se nasionale span se voorspeler afrigter. Die hoofafrigter was Kevin Mushikat wat UCT afgerig het toe hulle die pik op die Fani in die doodsnikke geklop het toe Johnny Weltagen probeer skepskop het, wedstryd was verby. So ja, nee, dit was ook 'n belewenis. Koekies, jy weet, ek het die wêreld gesien. Ek het so 5 toetse agter my naam wat ons in Kroasie gaan speel het, in Cyprus, in Malta, Bosnië. So dit was 'n ongelooflike tyd. Wat se tipe rugby speel hulle daar? Is dit 'n baie fisieke game of is dit baie los game? Nee, dit is baie fisiek. Daai Israeliete is verskriklike harde mense. Obviously hulle vaardighede is nog nie Springbokgehalte nie, ja. Nee. Maar ongelooflike passievolle mense vir die sport en soos jy sê, hulle is kliphard. Hulle is nie bang vir kontak nie en baie atleties. Hulle is ongelooflike atletiese mense, maar die vaardighede kort nog so 'n bietjie, maar hulle het intussen tyd het hulle mooi gegroei en Tel Aviv het 'n franchise geword wat in die Europese paarteers ondertoe begin speel het en met Suid-Afrikaners wat daar gaan speel het. So nee, hulle werk nogal hard aan hulle rugby. Hulle is baie lief vir sewes. Omdat sewes jou skills meer ontwikkel, lê hulle baie klem op hulle sewes. Maar nou natuurlik om nou weg te wees van die huis, maak dit baie moeilik want ja, dit was moeilik geweest. Ek sou graag langer wou bly, maar ja, my 2 seuns was toe nou klein geweest en my vrou Rensha het maar aangestoei hier so by die huis en ek het vir so 'n week teruggekom, bietjie kom vakansie hou en net hallo sê en toe sê ek dit gaan taaf, jy weet, en ja, aan die einde van 2018 toe
toe dink ek nee, dis tyd om terug te kom Terug te huis toe kom, en ja. gelukkig het nog 'n oud legende Skalk Reyners wat hoof op daai stadium was by Menlo Park het my gekontak en gevra, jy weet, sal ek belangstel om terug te kom en hy het 'n afrigtingspos by Menlo Park en so ja, dit het toe nou eintlik heel goed uitgewerk om dan nou terug te kom Suid-Afrika. Hoe lank was jy toe by Menlo gewees? Ek was net vir 'n jaar Okay. by Menlo Park gewees en toe Noordjewel 'n pos geadverteer waarvoor ek aansoek gedoen het en dis waar ek nou Ja. Jou titel by Noordjewel vandag is direkteur van rugby koekies en ja dan hoofafrigter by die eerste span. Maar ja, ou het nou 'n paar afrigters Natuurlik, onder jou. Natuurlik. So, ja, Hulle is almal 'n groot span van ouens wat werk. korrek. Nou dis nou moeilik want ek dink as jy nou gaan vat, jy's nou 'n baie stoere Monas man en nou moet jy soos hulle altyd sê die manne op die heuwel, nou gaan 'n ou heuwel toe. Maar ek dink 'n mens kom op 'n plek waar ou jou trots is by beide. Ek bedoel dit is nie nodig jy verloor nie hierdie kant 'n liefde omdat jy aan die ander kant nou liefde gevind het. Absoluut, jy weet ek is trots om te sê ek's 'n oud monumentaar. Maar ek is trots om te sê ek's 'n Nori afrigter en Noordjewel het op my gegroei, jy weet, ou raak lief vir die skool, jy raak lief vir die kinders. Daar's twee verskillende kulture, maar tog lekker kulture, jy weet. So nee, absoluut. Jy weet, Noordjewel is goed vir my en ek kan regtig nie kla oor hoe dinge gaan by Noordjewel nie. Ek dink 'n mens kan gaan kyk na ons rekord die afgelope 6 jaar of so, het Noordjewel se rugby regtig mooi op. Jy het mooi opgetel en ek ben nou laas jaar het jy nou jou skalp gekry wat jy nodig gehad het. Ek dink dit is 'n moeilike een, want weer eens jy het die liefde hierdie kant, maar ek dink wanneer jy gefokus op jou werk, toe ek daar saam met julle by Noordjewel was, ouens my gevra, maar hoe kry jy dit reg? Sê ek, maar kyk na seuns, ek kyk nie meer na die skool nie, ek kyk na die ouetjies wat voor my werk. Korrek. Maar wat was jou strategie om Monas in 'n nee te dop, om hulle toe nou te uitoorlê, want ek meen, dit was nou die groot ding wat moes gebeur. Ja, weet jy, koekies, ek moet sê, ons het laas jaar het ons nogal 'n goed gebalanseerde span gehad by Noordjewel. So daar was nie regtig 'n strategie om te sê, luister jy, ons gaan hulle voorlangs aanvat. Ons het as daar strategie was, ons stop hulle in hulle spore, ons is in hulle gesig verdedigend, is ons in hulle gesig, as ons bal het, hou die bal, wees geduldig op die aanval en dan sal daar geleenthede geskep word. So ek dink ons verdediging was regtig goed geweest. Ja, as ek net so kan sê, dis nou nogal 'n filosofie van my dat as jy goed kan defend, dan kan jy wedstryde wen. Nou toe ek by Noordjewel begin het deur die tyd, toe het ek dadelik gesê ek wil 'n verdedigingsafrigter hê. Nou ek het 'n persoon in my kop gehad, maar die was toe nou nie op die stadium beskikbaar nie. Toe Jacques Fourie, toe het ek vir Jacques Fourie gekry. Jacques het by ons saam met ons beginne, toe kom COVID en Jacques het aanbeweeg soos wat hy nou by die Leeu's is, maar 'n oud skoolier van Noordjewel, Kobus Porter, is 'n goeie verdedigingsafrigter en so het ek vir Kobus toe nou betrek en hy het hard gewerk deur die tyd aan ons verdediging en dit het gewerk vir ons, dat ons verdediging goed is. So ja, dit was nou maar die ding gewees, laas jaar weet, ons het in sleutelposisies het ons goeie spelers gehad. Jy weet, jy sal nou weet, ons praat van die goue lyn, jou haker, jou slot, agste man, skramskakel, loskakel, heel agter. So ons het 'n goeie haker gehad in Clinton Agu wat SA skole gespeel het en 'n goeie agste man wat nou nog vir ons speel, Armand van Eck. Goeie loskakel wat SA skole gespeel het, Jandra Uittaler. So ons was gebless geweest met goeie spelers. Ja, jy praat van geduld. As ek nou terugvat op die Monas game die jaar voor laas jaar wat jy hulle gewen het, het julle by Monas gespeel. En dit was eintlik op die einde van die dag was dit net geduld, want het julle die geduld, ons praat dan het
dan het julle eintlik die vorige jaar gewen, want 100%. dit was eintlik as jy gaan analiseer was alles daar, dit was op 'n platter en toe raak die ouetjies ongeduldig en een of twee goedjies wat net moes anders gebeur, dan het julle eintlik die vorige jaar uitoorlê. Korrek. So in daai span ook, Koekies het ons die hele paar seuns gehad wat oorgebly het vir laas jaar se wedstryd. So as ek nou een kan uitsonder Jandre uithaal. Jy weet daai vorige jaar toe hier op die einde, dit was een paas en ons wen die wedstryd en hy het nie gepaas en hy was geduik geweest en so uitgeleer uit en laas jaar was hy briljant geweest. Hy is briljant. So ja, ou leer uit jou foute. Ek dink hy het nou laas jaar het hy nou, ek dink dit loop seker nou nog soos 'n spook aan hom. Julle kry die hele game teen Grey College, kry julle alles is perfek, alles is reg. En as seker as ou nou weer na 'n bietjie geduld kyk, moes dat dalk 'n uitskop in 'n lyn staan gewees het en daai ou sê maar gee vir my 'n bal en ek het baie respek vir die feit dat hy bereid was om daai skop te wou gedoen het. En hy skop hom mis en dis die margin van wen Grey vir die eerste keer in Noordheuwel se geskiedenis of dit nie maak nie. Korrek. Maar hy sal seker vandag 'n baie lang gesprek oor dit kan hê. Hy sal inderdaad, jy weet ons loop mekaar nog so nou en dan raak en dan sal ek hom net so 'n bietjie mok daaroor, maar ja, hy het geleer, jy weet hy het geleer ek is 'n afrigter het op daai uitgeleer en my mede-afrigters, jy weet, na die tyd toe sê ons, jy weet, ons moes daar vir die lyn gegaan het, ons lynstaande was goed geweest, ons mol was goed geweest, maar jy weet, op daai oomblik het jy daai wen gesien, Andre is uitstaande stelskopper en ons het almal eenparig met sy pale. Maar die ding is, hy skop het van ander kant die halflyn af, skop hy daai lengte balle, skop hy oor hier by die skool in sy oefeninge, so, dis nie vir hom 'n groot ding nie. So Noordheuwel het nou 'n basis, julle het nou al 'n bietjie die groot name geskit en van 'n klomp van hulle al gewen. Noordheuwel kan van hier af bou, julle het seker baie planne wat op die tafel lê. Ja, Koekies, ja, jy weet daar's 'n goeie fondasie gelê. Ons het goeie afrigters en wat vir my baie belangrik is dat die afrigters moet onderwysers wees by die skool en dit moet ek vir jou eerlik sê, meneer Kriel, ons hoof kry dit regtig baie goed reg om mans aan te stel en hy stel goeie mans aan. Ons is so jammer dat ons vir Ian verloor het na Grey College toe, maar dit sê nou weer eens iets van ons afrigters. Absoluut. Dat hulle raak gesien word en nou moet ons aan hulle begin vashou. Ons moet nou nie meer net aan ons seuns vashou nie, maar ons moet aan ons afrigters ook begin vashou. So dit is 'n groot compliment vir ons by voor ek nou na jou seuns toe gaan en dis nou 'n special gedeelte, maar wil ek vir jou sê, ek dink die wonderlike gedeelte wat vir my baie belangrik is dat Noordheuwel Monarchs het uiteindelik, ek wil dit op 'n mooi manier sê, wakker geskrik het en laat die derbies nou so sterk word, want ek dink vir die eerste keer in Kreeusdorp se geskiedenis oor die laaste 3, 4, 5 jaar wat julle opgetel het, Monarchs daar is en nou is dit wen hierdie kant, die kant, begin dit nou half die Paul Boys, Paul Gym situasie is besig om hier te ontwikkel. Jy is besig om winkels wat blou en geel koek verkoop en die dorp hype, ek meen dit is hoeveel duisende mense gaan na daai games toe. Ek is so bly dat rugby daai punt bereik het in Kreeusdorp, want dit is so belangrik dat daar verhouding tussen Noordheuwel en Monarchs kom om daai ding vorentoe te vat. So ek is baie bly daaroor. Ja, nee, absoluut. Weet jy, Koekies, ek die Old Boy game byvoorbeeld hierdie jaar wat by Noordheuwel was. Ons het gedink, jy weet, ons gaan gou vinnig die Old Boy game kyk. Nou, ek was redelik vroeg daar en daar was 'n paar mense op die paviljoen en toe ek my oë uitvee, toe is die hoofpaviljoen vol. Nou meneer Kriel was by sy huis en hy op 'n stadium op sy horlosie gekyk en ek okay, hy moet gou by die daar gaan nou so net gou daar uitkom en die game gaan kyk en toe hy nou ry, nou die mense van Kreeusdorp sal nou weet waar is die Pick n Pay van Noordheuwel af. Toe hy daar in die ry begin sit in die verkeer om by die skool uit te kom en dit was ongelooflik geweest om te sien daar was nie plek vir 'n muis op daai paviljoen om die veld.
daar was, ek gaan jok as ek moet sê hoeveel het is, maar ek dink dit is naby aan 5000 mense dalk gewees het wat daar was. Nou, dis nou saaks ons praat daaroor, want hierdie week is ons nou maar die Parel week, en ek weet hulle Old Boy game is, ek weet nie of het gisteraand is, of gister was, of vandag is nie, maar het sal nou interessant wees om te weet hoeveel mense by daai Old Boy game is, maar soos wat jy sê, weet dit raak nou lekker, ons junior spanne is kompeteer teen Monas, ons wen hier ene, ons verloor daar ene, so dit is lekker, en ja, jy weet, hierdie jaar het ons dit 'n week gemaak, so van opbou van die interskole, maar dit was great geweest. Julle tot 'n trofee. Ons speel vir die Christo Meyer trofee, wat ook 'n legende was, Christo Meyer wat by Monas betrokke was en by Noordjewel. So ja, dit is lekker, en ek moet sê, daar heers 'n goeie gees. Ja, en ek dink die belangrikheid daarvan is die besighede kry nou die geleentheid, skielik, ek ben om julle het julle coffee shops, om julle het julle, daai ouens kry dit, maar selfs die ouens wat die stalletjies, en al, ek dink net dit is gesond vir die dorp, en dis 'n gesonde kompetisie, en ek dink dis is vir my belangrik. Ek dink nog 'n paar jaar terug was daar nog so 'n bietjie rivalry, en was so, maar nou is dit mooi, dit is nou almal, ek het nou die netbal gekyk, ek meen, jy praat nou van baie mense, daai netbalbane was toe daai eerste span girls te mekaar, Jolt was aan die plek om te sit. Ja. So dit is beautiful. Ja, nee, dit is goed vir die gemeenskap, en is lekker, jy weet, die hele opbou na daai Saterdag, jy weet, in die dorp, ek was in daai week, was ek in die Pick n Pay by die apteek gewees, en waar die aptekers met my praat oor die week, en hoe lekker dit is, so ja, ek hoop het is regtig iets wat kan van krag tot krag gaan. So nou in die Lourens gesin het ons hierdie, ek het hulle ontmoet, is hulle sulke klein chokkertjies, nou is jy op 'n punt waar jy half moet vra, skus my seun, gaan jy jou, is groot manne wat hier so nou in die huis, ek wil nie eens dink hoe werk die budget om vleis nie, ek dink hierdie manne stap 'n budget. Ja, koekies hier, die staf, maar ek moet vir jou sê, ek en Renshaw is gebless met 2 ongelooflike wonderlike seuns, Kian en Llewellyn. Kian is nou graad 12, Llewellyn is graad 11. En as ek so ietsie kan vertel, ek en Renshaw het vir jare probeer om swanger te word, en ons kon nie, en na 10 jaar so getroude lewe, toe besef ons maar iets seker nou nie reg nie, ons toetse en wat ook al gaan doen, en dokters het bevind, Renshaw het 'n probleem, en ek het 'n probleem, en hulle het vir ons gesê, luister, julle gaan nie kinders kan hê nie, daar is geen kans nie, jy het 0% kans, sy het 0% kans om kinders te kan hê, en Renshaw het haar eie salon hier so by die huis, en ek en sy het op 'n stadium so 'n bietjie verby mekaar gelewe, met al die afrigting saam, my werk by die SAIK, en ek het toe 'n offer gekry uit die Oos-Kaap uit, van St Andrews College af, om hulle direkteur van rugby te word, en ek en sy het besluit, luister, sy gaan die salon toemaak, en ons gaan oppak, ons gaan Gramstad toe trek, en ons het Gramstad toe getrek, en ons het teruggekom met 2 seuns, net rustiger lewe, seker maar ietsie in die drinkwater aan Gramstad ook, maar ja, toe is ons gebless met 2 seuns, 13 maande uit mekaar uit, so dit is 'n lekker storie, die Here was goed vir ons gewees, en vandag sit ons met 2 ongelooflike seuns. Wys net 'n mens, moenie net na mense luister nie, die Here het sy eie plan daar. 100% heeltemal reg. Nou die 2 manne, hulle was nou al 2 in Kenmare gewees, en hulle het baie suksesse daar, en ek hou nie daarvan om vir mense te sê, hulle loop in die voetspoor van hulle ouers of van hulle pa nie, want jy het as botter uit jou pad geloop, en die 2 manne loop elkeen in sy eie voetspore. Dis 'n vreeslike mooi Afrikaanse sêding, maar is eintlik cruel against, want as daai nie in jou pad loop nie, dan sê ons, ja, jou pa was maar in elk geval,
twee standingseens, al twee hierdie jaar Kruimweek gejol. Twee gemanierde manne. Ek onthou ek hulle so gegroet het nou, kyk ek al op, hulle size. Posisies wat hulle jol? Werner, oudste Kian, hy het laas jaar in die eerste span het hy begin as 'n slot en op 'n stadium het ons 'n bietjie flank toe gespeel, geskuif, 7 flank en op 'n stadium het hy bietjie agterman teen Affies gespeel by die Kes Festival. Maar hierdie jaar is hy 'n 7. Hy was by die Grand Como was hy ge-ID deur of hy was aan die EPD week toe gewees en hulle het hom SR het hom daar ge-ID as 'n 7 flank en toe ons hom hierdie jaar het hy toe nou heeltyd begin 'n 7 speel, maar ons speel hom so nou en dan speel ons hom nog steeds 'n slot ook. So ja, hy 7 en Llewellyn, laat ek so sê, hulle het al twee op laerskool voor hy gespeel. Dit was ook 'n pokkelmannetjies geweest. So al twee was voor hy en soos jy nou terug sê, het lank geword. Toe het hulle begin skuif. So Llewellyn is 8ste man gewees wat ons nou op 6 flank. So is die twee flanke, die twee manne nou. Hulle is die twee flanke. Dit is lekker vir die seuns ook om saam te speel. Ek dink dis 'n voorreg. Mense nie altyd daai geleentheid neem, veral as hulle uit skool uit gaan albei dalk in hulle eie rigtings in, maar heeltemal reg. Ja, weet jy, na 'n wedstryd, jy weet dan as hulle na in hulle kamers is dan hoor 'n ou hoe hulle praat. Jy weet hulle maak mekaar beter en dan is dit baie rugby gesels oor wat jy gedoen het, dit was goed, dit was sleg, so hulle leer so by mekaar. Ja. As 'n pa wat nou as afrigter, is dit taaf vir jou om soms en vir hulle ook, is dit 'n baie, ek sê nou in Engels, die transition tussen pa en seun en pa of coach en seuns, is daar, of het julle reëls om die goed? Absoluut, dit is moeilik. Maar as ons op die veld is, dan het ek my afrigtershoed op en hulle is gewone spelers soos enige ander speler. As hulle nie goed genoeg is nie, dan word hulle nie gekies nie en dis wat dit is. So ja, jy weet as ons terugkom hier by die huis, dan sit ek my pa hoed weer op en dan sê ek hulle pa, maar hulle sal baie advies vra, jy weet. By die huis dan is ek die afrigter. Maar julle het julle set of rules omtrent, dit is nie, jy sit hier en bespreek span dinge met hulle nie, hy weet, maar hier is ons nou heeltemal reg, ek sal glad nie by die huis 'n ander speler met hulle bespreek of enigiets nie, so nee, ek probeer my gesprekke met my mede-afrigters, as dit op 'n selfoon is, dan gaan ek na Rentjas se salon toe, ek probeer maar nie voor hulle. Ja, ek vra hierdie goed, want selfs ek het ook nou vir lank by my seun afgerig, en natuurlik, ek dink die eerste ding wat jy kry is ouers se issues om dit, want ons nie eers oor gaan praat nie, maar dit is moeilik om met jou kind te werk en eintlik vanaand pa te wees, en ek moes baie kere myself terugtrek om te sê, want jy is amper te streng met hom by die huis, jy vat amper die werk huis toe, wil ek sê, en jy wil vir hom hierso nog sê, maar jy weet, jy het eintlik vandag se game, het jy 3 tackles gemis, ek is eintlik nie happy met jou, maar jy moet leer om te sê, yes boetjie, maar jy raai mooi try geskor. Nee, heeltemal reg. So ek moet baie keer op my lippe byt om te sê, jy's Llewellyn of Kian, hierso het jy geslip, daarso het jy dit verkeerd gedoen, so dit is moeilik, heeltemal reg. Waar gaan oudste nou volgende jaar, Llewellyn? Kian. Kian, ekskuus Kian, hy gaan nou volgende jaar uit die skool uit, so ja, hy het nou 2 jaar kontrak geteken by die Leeu's, sy het nou aansoeke gedoen by UJ en by Wits. So ja, ek sal graag wil sien dat hy varsity rugby gaan speel. Ek sê nou nie varsity cup nie, hy moet maar deur die ranks gaan. So het sy by Wits of by UJ dan nou en dan is ons bevoorreg dat hy vir 2 jaar geteken het by die Leeu's. Dis baie nice. En Boeta, hy gaan seker, jy sal net jou volgende jaar weet wat nou sy route is, maar die man het nou goeie Kruimweke gehad, hulle het nou hard uitgespeel en
Ja, So ja, Llewellyn volgende jaar obviously is hy nou in matriek en ja, dan sal ons dit vat soos wat dit kom, wat op sy pad kom moet wees. ja, ek dink dit is lekker om so rugby gesind te wees nou. Ja, jy weet Renshaw sê, sy het nooit gedink sy gaan in so 'n rugby huis getroud wees. Ja. Ja, jy weet Werner, ons het nou gepraat van toe hulle op laerskool was op pa se voetspore. Jy weet ek het nooit enigstens iets op die seuns afgedwing, jy gaan rugby speel en so voort. Hulle het hulle keuses gemaak. Hulle het albei beide goeie cricket gespeel, albei was goeie atlete gewees. Hulle het hulle keuse kon maak wat se sport hulle doen. Hulle speel goeie golf. So hulle kon absoluut kies wat hulle wou doen. Gaan speel jy saam met hulle golf? Ek doen, maar ek word geoutdrive, so Ja, ek wil net sê, hulle sê mos die fases van 'n kind is waar jy nou so klein en begin jy met hom dat hy eers speel en dan gee jy hom kans om te wen en dan wen hy jou en dan gee hy jou eventually kans. So jy's nou op daai fase waar hy pappa kom ek gaan so ja nee ekskuus ek het 'n sagte hou geslaan maar laat jy ook net bybly so 100%, ja. dit word werk. Botter is lekker om saam met jou te gesels aan die einde van elke program het ek altyd die koekblik oomblik, dis die gedeelte waar ons, ek sê altyd met die koekblikke wat ons het jy altyd die blik wat jy so gesukkel het om oop te maak, maar die fancy koekies was altyd binnekant in hierdie blik gewees. Die weggooi koekies het julle voor die TV geëet, maar ouma en ma het altyd die lekker fancy en is bo geberre. En dan het julle mekaar so gehelp as daai kar daar by die draai-voor uitry en dan help jy mekaar op haal jy nou gous elkeen 1 of 2 koekies kry. Maar daai koekies was luxury geweest. Dit was die bestes geweest. En maar ons het gesukkel en ons het hom oop gekry en dan het jy die koekies gekry. En nou altyd by my is as ek hier voor julle sit, dan maak ek ook hierdie blik oop en kry ek die magic. Ek kry die beste van al die goed. En vandag sit Stefan Lourens sit voor my. En ek ken jou vir baie jare en ek dink my refleksie terug op hierdie is dit wat jy al bereik het jy so jy het so diep passie, met so stil passie om dit te doen. Mense sien jou eintlik nie aankom nie en ek dink dit is vir my mooi om altyd te sien hoe jy wen 'n game, maar jy gaan maak nie 'n loud ding daarvan nie. Jy's eintlik let's get back to work en ek dink jou werketiek is baie hoog en ek dink jou nederigheid wat saam met dit kom is altyd vir my staan altyd vir my uit, maar ek wil jou vandag salute. Meer van dit is dat jy dit wat jy het bereid is om vir enige iemand te gee. Of dit nou 'n Cheswell Jooste is wat onder jou was en vandag 'n junior bok is, en of dit nou jou eie laities is wat jy doen. Ek hou van die feit dat jy dit so met graagte deel en dat jy trek jou korps altyd in by die werk ook. Daai onnies jy's nie titel gewys nie. So ek wil jou salute vir dit wat jy doen en dit wat jy vir rugby doen, dit wat jy vir ons almal gee, wat jy vir Noordheuwel, dis nie net jy nie, maar dit wat julle vir Noordheuwel op die map gesit het, well done vir dit en I salute you, well done. Baie dankie Werner, ek waardeer dit, dankie vir die geleentheid weer eens en net op dit wat jy sê, dis absoluut wie ek is en my spelers weet ook, ek sal na elke wedstryd vir hulle sê, humble in victory, gracious in defeat. Beautiful, beautiful. Uit die koekblik, Botter Lourens, as hy. Vertel ons je storie hier uit op die koekblik. Laat die wereld niet meer wonder wie hij is. Laat je storie opbring. Gaan leef nou as Prins, leef as Prins. Laat elke dag tel, leef as Prins. Laat jou